Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hubert van die Kruis Triomfeer bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, ons komende koning. Hy altyd vir ons by God die Vader intree. Jy weet, jy het 'n God in die hemel wat vir jy intree by die Vader, Jesus Christus. En jy het 'n God op die aarde wat jou help om te bid tot God die Vader, en dit is die Heilige Gees. En dis hoekom ek glo in die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo in die goddelike drie-eenheid. Ek kan nie glo in 'n eenheid nie. Ek kan nie glo dat Jesus is die Vader, Jesus is die Heilige Gees en Jesus is Jesus nie. Dis net dood eenvoudig nie Bybels nie. Dis net dood eenvoudig nie waar nie. Ek groet u en ek hoop dat u is gesond, liggaam, siel en gees. Hier is ons afdeling oor Openbaring, deel 45, en ons begin by hoofstuk 15, vers 1 en 2. Kom ons bid net. Vader, ons loof u, ons aanbid u, en ons gee u al die eer wat ons menslike verstand u kan gee. Ons gee u al die eer wat ons menslike siel in staat is om te kan doen. Want u het Jesus Christus gestuur om aan die kruis te sterwe, om my los te maak van die sonde van hierdie wêreld. En dankie Here, dit maak my nie beter as die ou wat in die gutter lê nie. Dit maak my net iemand wat vergewe is. Loof u daarvoor in Jesus naam, amen. Vers 1 en 2, hoofstuk 15. Dan ek glo ons is al by hoofstuk 15. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. My vriend, jy wat dit nie gaan maak nie, jy wat gaan agterbly wanneer die wegraping plaasvind. En nou praat ek van jou wat gered is, maar jy's lou, en jy gaan uit God se mond gespuug word met die wegraping. Of julle mense wat ongered is, en wanneer die wegraping plaasvind, besef, pastoor Franso was nog altyd reg, Raymond Lombard was nog altyd reg, Amr Safati was nog altyd reg, die wegraping het plaasgevind, is ons nie hier nie. Waar dit vir my, as kind van die Here, en jy moet mooi luister, dis ongelooflik fantasties, en dis hoekom die boek Openbaring kom en sê, geseënd is hulle wat hierdie boek lees. Juis oor dit wat ek nou vir jou gaan sê. Maak jou gereed om opgewonde te raak, daar gaan vir my en jou wat die wegraping gaan meedoen, die voorreg wees om voor Jesus Christus te verskyn met die regterstoel van Christus, om in die troonsaal van God in te stap en God die Vader van aangesig tot aangesig te sien. Jammer Rick Joyner, jy het nie die Vader 17 keer al van aangesig tot aangesig gesien nie. Ek gaan voor jou daar wees, want jy gaan nie daar wees nie. Niemand op aarde, sê Johannes, het ooit die Vader sy gesig gesien, God sy gesig gesien. Maar ons gaan, as die verheerlikt is, as die weggeraap is, as die met 'n nuwe liggaam bekleed is, gaan op die kristal see staan voor die troon van God, en ons gaan hom sien van aangesig tot aangesig. Maar, hy wat agtergebly het, en hy neem Jesus Christus aan, en hy hou vas, en hy word 'n oorwinnaar. Luister hier, ek het gesien iets soos die see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier, en oor sy beeld, en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met sieters van God. Jy gaan gered word. Daar gaan 'n groot skare, 'n geweldige erlewing, as 'n mens die woord erlewing kan gebruik, 'n geweldige oes. Openbaring gebruik nie die woord erlewing nie, hy gebruik die woord oes, beide vir ongereddes en gereddes. Nou by hoofstuk 14 het dit gelyk of dit die volëinding van alle dinge beskryf, maar nou sal Johannes teruggaan en God se oordeel in meer besonderhede beskryf. Hierdie idee om in meer detail te stel en weer te stel is algemeen met profeseë en met Hebreëse literatuur in die algemeen. Ek haal vir Edman aan, soos die plan van die profete is, hersien hy, rekapituleer hy, vergroot hy die toneel wat hy reeds geskets het. Dan word dit al hoe groter en groter en groter. Onthou, ons het reeds die einde gesien in Openbaring 6, 12 tot 17, toe Jesus ons weer dieselfde materiaal in groter detail laat sien. Die gedagte van die 7 laaste pla, wat oordeel van God bring, is ook in Levitikus 26 vers 21.
Sien jy hoe belangrik dit is om die Bybel in sy geheel te verstaan? Levitikus 26:21 sê, as julle heelteer my versit en dan my nie wil luister nie, sal ek meer pla op julle lê, 7voudig volgens julle sondes. Die Griekse woord vir God se toorn is hier timos. Dit is God se woede wat brand teen 'n Jesus verwerpende wêreld. Weereens, soos in hoofstuk 14 vers 10 gesien het, is daar 2 woorde vir woede in Bybelse Grieks. Timos, 'n vlugtelike, passievolle woede, en orgie. Ek weet nie hoe spreek jy hom uit nie. Woede uit 'n vaste geaardheid. Nou, orgie is die meer algemene woord vir God se woede in die Nuwe Testament. Timos word slegs 11 keer gebruik en 10 van die 11 is in Openbaring. Die woordjie voltooi, etelestai, beteken om 'n doel of 'n eindpunt te bereik. Hier sal die warm toorn van God 'n ewige doel vervul. God blaas nie net stoom af nie. Nou kom ons kyk na 'n menigte op die see van glas. Die see van glas is gemeng met vuur. Miskien is dit of 'n herinnering aan die vure van oordeel, of van rooi kleur met die toespelling op die Rooi See en die verlossing van slawerny. Beelde uit die Exodus is volop in hierdie hoofstuk. Ons sien pla, 'n Rooi See, Moses, die tabernakel en die Shekinah wolk van heerlikheid. Nou wie is hierdie mense? Hulle wat ek nou vir jou van vertel het voor ek begin het. Dit is hulle wat die dier oorwin, deur hulle getrouheid tot die dood toe. Hulle is die verdrukkingmartelare, wat beskryf word in Openbaring 7 vers 9 tot 17. Hulle is nie diegene wat die verdrukking oorleef nie, soveel as wat ons enige soort kronologie uit Openbaring kan onderskei, is ons nog baie in die verdrukking. 'n Oordeel van die bak wag nog steeds. Daarom al word daar hulle deur die dier doodgemaak, het hulle die oorwinning oor die dier. Hulle is nie verloordes nie. En nou wil ek met die liggaam van Christus praat wat na my luister. Jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Jy is nie 'n verloorder nie. Die feit dat jy in jou liggaam afgetakel word, maak jou nie 'n verloorder nie. Die feit dat jy in jou siel bietjie depressiwiteit kry en 'n bietjie angstigheid word en bekommernisse, maak jou nie 'n verloorder nie. Want in Christus is jy in God verborge. Jy sit saam met Christus in hemelse plekke. Jy het oorwin oor die duiwel en die mag van die dood op die kruis van Golgotha. Die vroeë kerk het die dag van martelaarskap konsekwent beskryf as 'n dag van oorwinning. Nou hierdie menigte staan op die see van glas. Op, epi, die Griekse woord kan op, oor of langs beteken. As die see van glas 'n fisiese voorstelling is van die woord van God, wat verband hou met die idee van die tabernakel se waskom en die was van water deur die woord, Efesiërs 5:26, miskien kan ons sê dat hierdie heiliges op die woord staan. Hulle het ook sieters van God. Die enigste mense wat ons voorheen met harpe gesien het, was die 24 ouderlinge, Openbaring 5 vers 8. Hierdie verdrukkingsmartelare word die seën gegee om te help om die aanbiddingsmusiek in die hemel te lei. Halleluja. Vers 3 en 4, en hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is die werke, Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is U wee, o koning van die heiliges. Wie sal U nie vrees nie, Here, en U naam nie verheerlik nie, want U alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat U regverdige dade geopenbaar word. Slegs een lied word gesing, maar daar word verwys na 2 titels, die lied van Moses en die lied van die lam. Dus verwys die 2 titels na 'n enkele liedjie. Hier is 'n volmaakte vereniging tussen wet en liefde, tussen die ou verbond en die nuwe verbond. Hierdie lied, diep gewortel in die Ou Testament, gee lof aan 1 God se werke, 2 God se wee, 3 God se waardigheid, 4 God se aanbidding. Hulle fokus is suiwer op God, nie eers op hulle eie dier en roemryke oorwinning nie. En dit is wat ons van uit laat staan van ander mense. Ek kyk nou aan na 'n Christelike movie, en in hierdie Christelike film en in hierdie kerk, bo staan die woorde, not I, but Christ. Not I, but Christ. In my nederlag, not I, but Christ. In my oorwinning, not I, but Christ. Hulle suiwer is op God. Vers 5 en 6 van hoofstuk 15. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen, en die 7 engele met die 7 pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors gegord met goue gordels. Nie die hele tempel nie, maar net daardie deel waaraan hierdie naam gegee is. Die woord tabernakel beteken behoorlike hokkie, 'n hut, 'n tent, en was die naam wat algemeen gegee word aan die tent of tabernakel
wat die woestyn opgerig is vir die diens van God. Nou wil ek hier iets sê. Ek wil myself onderbreek. Ek dink ek het dit al gesê in hierdie reeks. Hulle poog, hulle gaan die tempel bou. Maar waar gaan ons die tempel bou? En heel moontlik is die idee om die tempel te bou nie om dieselfde te bou as wat Salomo gehad het nie. Hulle kan net langs daai afskuwelike afgod van die moslems 'n tent opslaan en dit die allerheiligste noem. Want die tabernakel beteken 'n hokkie, 'n hut, 'n tent. In ander woorde, dit hoef nie 'n tempel te wees soos Salomo hom gehad het nie. Dit kan doodeenvoudig 'n tent wees. Dieselfde woord is natuurlik toegepas op die tempel wat vir dieselfde doel in Jerusalem opgerig is. Dit word die tabernakel van getuienis genoem, want dit was 'n getuienis of getuie van die teenwoordigheid van God onder die mense. Dit wil sê dat dit gedien om die herinneringe aan hom te behou. Die woord tempel hier verwys nie na die hele gebou wat die tempel genoem word nie, maar na die allerheiligste. Dit is beskou as die unieke woonplek van God. En daaroor is 'n hut, klein gebouetjie, 'n tent, goed genoeg. Met ander woorde, dit gaan glad nie moeilik wees om die allerheiligste op te rig, waar God se teenwoordigheid veronderstel is om te wees in die voorverdrukking, maar waar die Antichrist gaan sit, binne in daai tent, binne in daai hut, binne in daai allerheiligste en sê hy is God. Dit was hierdie heilige plek gewoonlik gesluit vir alle toegang, wat nou gelyk het of dit oopgemaak is, wat impliseer dat die opdrag om hierdie doeleindes uit te voer direk van God self gekom het. In die hemel. Dit wil sê, daardie deel van die hemel wat ooreenstem met die allerheiligste plek in die tempel, is oopgemaak te wete wat is die unieke woning van God self. Dit is oopgemaak, is oopgegooi vir die kyker. Johannes sodat hy toegelaat is om as te ware na die woonplek van God te kyk. En nou kry jy valse predikers, Jesse Duplantis, Kenneth Sadai, Kat Gale, Vrede Wolby die put van die hel, wat sê hulle was al in die troonsaal van God, hulle was al in die woonplek van God, hulle lieg, daar is nie, hy word nou eers oopgemaak. Vanuit sy heilige teenwoordigheid het die engele na vore gekom om sy doel van oordeel uit te voer oor die anti-christelike mag wat so lank godsdienst korrupteer en die wêreld onderdruk het. Dan kom een van die 4 lewende wesens na vore. Die lewende wesens is nou verbonden aan die troon van God, die plek waar geregtigheid gespreek word. Een van hulle gee vir elkeen van die engele 'n goue bak. Elke bak is vol van die toren van God. Die 7 bakke saam maak duidelik dat dit oor 'n volle toren gaan. Die bakke is breed, vlakbakke waarvan die inhoud maklik en vinnig uitgegooi kan word. Wanneer hierdie bakke leeg gemaak word, sal daar niks oor wees waar God se toren nog moet kom nie. Met ander woorde, ons sien nou dat Christus in die krag van sy opstanding hier optree. Wat ons hier sien is, dis 'n besondere plegtige, maar ook verskriklike oomblik. Die 7 verskriklikste plaae uit die geskiedenis van die aarde is op die punt om los te breek. Hierdie plaae sal dood en vernietiging veroorsaak. Hulle sal 'n einde maak aan alles wat lewe. So kom daar 'n einde aan enige vorm van lewe wat sonder God geleef is. In God alleen is daar lewe. Hy leef vir ewig en altyd. Alles wat die lewe van hom onttrek nie, sal vir ewig gepynig word deur die pyne van die dood. Kom ons doen nog vers 7 en 8 van hoofstuk 15. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 plaae van die 7 engele voleindig was nie. Uit die verduideliking gegee van die ontwerp van die voorstelling van die 4 diere of lewende wesens, wil dit voorkom asof die betekenis hier is dat die groot beginsels van hierdie goddelike regering sou wees geillustreer in die gebeure wat nou gaan plaasvind. In die gebeure wat nou verband hou met die eer van God en die triomf van sy saak op aarde, was daar 'n gepasheid in die voorstelling dat hierdie lewende wesens wat die groot beginsels van goddelike administrasie simboliseer, veral geïnteresseerd sou wees. Het aan die 7 engele 7 goue skale gegee. Die woord wat hier gebruik word beteken behoorlik 'n bak of beker met meer breedte as diepte. Ons woord fles, alhoewel hieruit afgeleid, beteken eerder 'n dun lang bottel glas wat veral deur aptekers en dokters gebruik word. Die woord sou beter met bak of beker weergegee word en waarskynlik was die voorstelling hier van sulke bakke wat in die tempeldiens gebruik is. Hulle word in Openbaring 16 vers 1 genoem. Flesies van die toren van God. En hier word gesê dat hulle vol van die toren van God is. Die sinspeling blyk te wees na 'n drinkbeker of beker gevul met gif
en aan persone gegee om te drink. Hier is ons weer by die beker. Ek gaan vir julle sê, die feit dat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha moes die beker, met die klem op die woord beker, ledig vir my en vir jou oortredinge, maak die pad oop dat die sondaar beker vir beker gaan drink. Hierdie flessies of bekers het dus embleme van goddelike toorn geword om aan die dier en sy beeld toegedien te word. Vol van toorn van God. Gevul met wat sy toorn verteenwoordig het, dit wil sê dit gelyk of het gevul was met 'n giftige mengsel, wat op die aarde, die see, die riviere, die son, die setel van die dier, die Eufraat rivier en in die lug gegooi is, gevolg is deur ernstige goddelike oordeele op hierdie groot anti-christelike mag. En dan die woorde, wie leef vir ewig en altyd, die ewige God. Die besondere doel met die verwysing na hierdie eienskap hier blyk te wees, dat alhoewel dit lyk asof dit vertraging in die uitvoering van sy doeleindes is, tog beslis bereik kan word, aangesien hy die ewige, lewende en onveranderlike God is. Hy is nie onder 'n noodsaaklikheid om sy doelwit te laat vaar, soos mense, as dit nie gou bereik word nie. Uit die heerlikheid van God, uit die manifestasie van goddelike majesteit, dit wil sê die rook was die regte begeleiding van die goddelike wese, wanneer dit in majesteit verskyn het. Dis word op die berg Sion voorgestel as een, wat hy op hierdie manier verskyn. Eksodus 19 vers 18, en die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Die doel hier blyk te wees, deels om die rook as die regte simbool van die goddelike teenwoordigheid voor te stel, en deels om het voor te stel dat dit die tempel so vul, dat niemand dit kon binnegaan totdat die 7 plaae vervul is nie. Die woorde en uit sy krag, geproduseer deur sy krag, en die simbool van sy krag. Niemand kon in die hemel, in die tempel ingaan, voordat die 7 plaae van die 7 engele vervul was nie. Totdat daar die skale uitgegooi was, en alles wat daar aangedui is, volbring is. Betekenis hier blyk te wees dat niemand toegelaat sal word om in te gaan om voorbidding te doen nie, om sy troon af te keer, om hom van sy doel af te lei. Dit wil sê die doel van straf was vasgestel en sou beslis uitgevoer word. Met ander woorde, God sluit vir 'n oomblik en hy keer alle voorbidding. En hy sê van hierdie punt af, bid jy nie meer vir 'n sondaar nie, bid jy nie meer vir die dier nie, bid jy nie vir die gruwels op die aarde nie. Hy stop alle gebede, want hy het besluit, dit is wat nou gaan gebeur, en daar gaan geen intervering wees nie. Dit wil sê, die doel van straf was vasgestel, en sou beslis uitgevoer word. Die agente of instrumente in hierdie vreeslike werk is nou uitgestuur, en hulle sou geensins herroep word nie. Die versoendeksel was in hierdie opsig ontoeganklik. Die tyd van oordeel oor die groot vyand het aangebreek, en die vernietiging van die groot vyand van die kerk was seker. Die punt waarop hierdie visioen ons dus verlaat, is dat waar al die voorbereidings getref word vir die toedien van die dreigende straf van die groot anti-christelike mag, wat so lank teen die waarheid opgestaan het, waar die agente voorberei het om voort te gaan, en waar geen voorbereiding ooit sal help, toediening van die goddelike troon af te weer nie. Die detail volg in die volgende hoofstuk. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons gehad het om ook na hierdie hoofstuk te kyk. En dankie Here dat die Heilige Gees vir ons leiding gee en ons oopmaak vir die waarheid, sodat ons Christus kan leer ken in die krag van sy opstanding. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan volgende keer aan met hoofstuk 16 vanaf vers 1. Al wat nou vir my oorbly om te sê is gaan en wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het, en Maranatha, Jesus kom weer. Is jy gereed? En nee, maak seker dat jy gereed is. Jy wil nie deur die groot verdrukking gaan nie. Maar as hy vertoef om te kom, mag hy ons 'n geleentheid gee om weer keer te kyk na hierdie wonderlike boek wat vir ons leer die Jesus in die krag van sy opstanding. Mag hy met u wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen.